En ek sê vir jou 'n heerlike goeiemiddag vanuit Villiersdorp in die Wes-Kaap. En ons is by ons derde praatjie, boodskap oor die tipe kerk wat Jesus bou. Jesus het gesê, ek sal my kerk bou. Nadat Petrus die geweldige openbaring ontvang het dat Jesus is in werklikheid die Christus, die gesalfde een, die uitverkorene. En die gevolg was dat Jesus vir Petrus geprys het, maar dit duidelik gestel het dat hy nie hierdie openbaring gekry op grond van sy goedheid, of sy sondeloosheid, of sy vroomheid nie, maar as gevolg van 'n openbaring van die Vader, en dat op hierdie openbaringsrots sal hy sy kerk bou. Petrus, ja, sy naam is sommer verander van Cephas na Petros, klein rotsie, jy's nou ook 'n klein rotsie as gevolg van hierdie openbaring. En dis wat met ons gebeur, as ons hierdie rots van openbaringskennis omtrent Jesus Christus ontvang, wat tog die rots is, dan word ons ook rotsies in sy koninkryk en in sy tempel, lewende stene. Ek gaan vir u, nou mens kan hierdie onderwerp op een van twee maniere benader, want hierdie onderwerp is radikaal, in terme van 'n visie vir die kerk, vir kerkwees, vir gemeente van God wees, vir ekklesia. Ons kan of kyk na die negatiewe en daarop uitbrei, wat ek nie dink baie produktief sal wees nie, maar of ons kan kyk na die hoë roeping van die kerk. Kom ons kyk en luister en drink in vanoggend of vanmiddag die gees van 'n Paulus, wanneer hy praat oor die kerk, wanneer hy praat oor die gemeente van Christus, die liggaam van Christus. En daarom gaan ek 'n klompie verse lees, en dan kommentaar lewer, sodat ons skrif gefundeerd is, sodat ons nuwe verbond gefundeerd is. Kom ons begin in Efesiërs 1, en ek gaan vir julle lees vers 9 en 10. Paulus praat oor die wonderlike verlossing deur Jesus Christus aan die kruis, en dan sê hy in vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat hy in homself voorgenem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, onder wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, gaan hy aan om te sê. So, dit lyk vir my dat die kerk van Jesus Christus is 'n baie belangrike instrument om hierdie wat voorheen verborge wil van God was, maar nou bekend gemaak is, wat nou geopenbaar is, te vestig en 'n raamwerk voor te gee. Die Engels, dink ek, stel hierdie versie so, as ek een van die Engelse vertalings net gou kan lees, having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in him. So beklemtoon, ons het reeds in Kolossense 1 voorheen gelees, dat alles is uit Christus, tot Christus, deur Christus geskape, en dat deur sy bloed daar reeds versoening gekom het tussen die owerhede, magte en kragte, of versoening bewerkstellig is tussen God en die owerhede, magte en kragte, al die dinge in die hemel, geestelik, maar ook alle materiële dinge, insluitend die mens. Het alle mense dit reeds aanvaar? Het alle mense reeds hierdie goeie nuus gehoor? Nee, ongelukkig nie. Vir 2000 jaar preek ons meer slegte nuus en mengsels as wat ons goeie nuus, die werklike goeie nuus preek. En daarom is die owerhede en magte ook nog buite beheer en ook nog in wanorde. En ons gaan sien, hopelik deur die lees van hierdie en die kommentaar op hierdie gedeeltes, wat God se plan is, hoe om hierdie owerhede en magte ook in te bring onder sy heerskappy en in goddelike orde. So, kom ons kyk na Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie.
dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Dieselfde ding wat Petrus ontvang het. Openbaringskennis in hom, en van hom, en wie hy werklik is, in al sy volheid. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Hoe groot is dit? Hoe groot is hierdie krag? Luister, na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hom uit die dode opgewek het, en omdat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld of eeu nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente, die kerk, die eklesia gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom hier op aarde, wat alles in almal vervul. Mense, besef jy die dynamiet van wat hier staan? Besef jy die plofkrag van hierdie openbaring van wie en wat die liggaam van Christus is en wat die autoriteit is wat ons van hom ontvang het? Dat ons hierdie eenheid met hom het. Dat ons nie ver van hom verwyderd is nie, maar Christus is in ons. Dis die deel van die verborgenheid wat vir eeue en geslagte verborgen was, van eeue en van epochs en van vorige wêrelde en selfs van die profete, wat ietsie verstaan het hiervan en ietsie gesien het wat gaan kom, maar hulle kon nie regtig dit vasvat nie, want dit was verborge en dit was bedoel vir ons in ons tyd. Hierdie heerlike waarheid dat Christus woon in alle mense. Christus is in die nasies en hy is hier om hulle terug te roep en hulle te herinner aan wie werklik hulle eienaar is, wie werklik hulle Here is en wie werklik God is. En ons as sy liggaam het 'n voorreg om daarin te deel. Kan jy sien hoe ver ons as kerk tekort skiet en geskiet het vir 2000 jaar? Het ons nie eintlik verstaan ons geweldige roeping en die geweldige gesag nie, dat ons sit saam met hom in hemelse plekke. Bo alle owerheid, mag en krag. Alles is onder sy voete en hy wag, sê Psalm 110, totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Vir wie wag hy? Hy wag vir sy liggaam om te verstaan wie hy in hulle is, wat Christus in ons is, wat sy ongelooflike anderwêreldse krag is in ons as liggaam van Christus. Dieselfde krag waarmee God die Vader Jesus uit die dood opgerig het en hom geneem het tot aan die regterhand van God homself, bo alle owerheid, mag en krag. Kom ons spring vinnig in Efesiërs 2 vers 14, want as ek gaan vashak, gaan dit lank raak. Efesiërs 2 vers 14 tot 22. Hierdie boek Efesiërs, hierdie brief van Efesiërs, kan ek sommer sê, nou af hier sê, eintlik soos die kerk se brief, dis vir die kerk, dit bevat 'n visie van die kerk, wat heerlik is, en wat amper ons verstand te bowe gaan, wat net deur geloof gevat kan word. Efesiërs 2 vers 14, want hy is ons vrede. Paulus gaan aan om die verborgenheid bekend te maak. Hy sê, hy wat albei een gemaak het, hy praat van Jode en Grieke, of Jode en Arabiere, wit en swart, dit wat voorheen, al die apartheid wat voorheen bestaan het, tussen nasies en volkere, is nou afgebreek in die kruisdood van Jesus. Hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, en dan is daar so baie gelowiges wat wil terug na die wet, een of ander aspek van die gebooie, of het nou die 10 gebooie is, en of het nou die feesdae is, en of het nou pragtige Hebreëse name is, maar een of ander aspek, of sabbate is, wil hulle nou weer inbring in die evangelieverkondiging. Jesus plus, dit maak jou nou 'n beter Christen. Nee. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mensheid bestaan. Die nuwe skepping het gearriveer. Kyk, alles het niet geword, sê Paulus in 2 Korintiërs 5:17 en 18.
en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Alle vyandskap, alle aanklagte, alle rekords is saam met Jesus vasgespijker in daardie kruis. Alle veroordelinge, alle skeiding, alle oordeel is in sy liggaam opgeneem. Maar dink die Here, ons as mensdom is ook in sy liggaam opgeneem. So toe Jesus sterf, toe sterf ons almal. Paulus sê, ek het oortuig geraak, 2 Korintiërs 5 vers 14-15, dat as een gesterf het almal gesterf, en daarom sien ek niemand meer na die vlees nie. Halleluja, ek sien 'n nuwe skepping, want as iemand 'n Christus is, hy 'n nuwe skepping, en daarom is almal in Christus, want Christus is in almal. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was, Jood sowel as Griek, Jood sowel as heiden, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Hoeveel kerke vandag reflekteer nog steeds oneenigheid? Swart kerk hier, bruin kerk daar, wit kerk daar. Nee, die kerk van Jesus Christus is die kerk van Jesus Christus. Daar is nie skeidsmure, daar behoort nie skeidsmure te wees nie. Ons behoort nie die demografie en die geografie en die realiteite van ons eie dwalinge te reflekteer nie. Die kerk moet 'n demonstrasie wees van die hemelse realiteite, van die nuwe skepping. Anders kan ons nie kwalifiseer vir die naam kerkie, dan moet ons dit 'n klub noem. En daarom het ons albei een toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners, en praat spesifiek met die heidene, maar medeburgers van die heiliges, huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Natuurlik gaan dit oor die apostoliese bedieninge wat bestaan het in die vroeë kerk en die profetiese bedieninge wat bestaan het voor die vroeë kerk selfs, maar as ons hierdie gaan beperk tot dan het ons groot probleme. Ek glo nie, ons gaan hierdie verheerlikte, wonderlike, glorieryke kerk ooit weer sien, as ons nie glo dat God nog steeds deur apostoliese en profetiese bedieninge wil werk nie. Hy het nie daardie bedieninge onttrek nie, na die eerste 2-3 eeue van kerkwees nie. Maar ons sal moet leer om te onderskei, soos die gemeente in een van die openbarings, die gemeente in Efese, wat deur Jesus geprys is, deurdat hulle op proef gestel het, wat getoets het, wat gesê het dat hulle apostels is, maar dit nie was nie. Hy het nie gesê, julle weet mos dit bestaan nie meer nie, hy het net gesê, toets hulle, want daar is sekere kwalifikasies om 'n apostel te wees. En daar is ook sekere diskwalifikasies, glo ek. Nommer 1 is wanneer jy jou naam op 'n visitekaartjie of 'n besigheidskaartjie sit as apostel, of jy vir jouself titels en sulke goed toeëis, want om 'n apostoliese roeping te hê, is 'n funksie. Dis nie 'n titel nie. Dis nie een of ander status symbool nie. Dis ook nie 'n office nie. Is nie 'n ampt nie. Dis 'n funksie van die lewende Christus wat deur jou manifesteer met 'n apostoliese woord, of 'n profetiese woord, of as 'n evangelis, en meer daaroor later. In wie die hele gebou weer fundament van apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Hier's 'n progressie aan die gang, so dit kan moontlik nie iets wees wat verby is, die fundament van apostels en profete nie. In wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. 'n heilige tempel, die Here is besig om 'n tempel te bou. Jesus is die hoeksteen en ons is die lewende stene, en ek glo soos die apostoliese profetiese woord weer wakker word in ons harte en ons openbaring ontvang van hierdie verheerlikte kerk wat saam met Christus in die hemelse plekke reeds 'n realiteit is, maar hier op aarde nog met gestalte kry, so glo ek sal hierdie heilige tempel gestalte begin kry. God woon nie in tempels gemaak met mensehande nie. My dispensasionele vriende, my eindtyd wegrapingsvriende, kry dit nou vir eens en vir altyd in julle hoofde, in julle koppe, dat God woon nie in tempels met mensehande gemaak nie. Waarvoor sien julle uit na 'n derde tempel? Waar kom hierdie nonsens vandaan? En ek is jammer as ek reguit is, maar is tyd om reguit te wees.
Daar's nie meer tyd om te speel met ons gunsteling troetel doktrines nie. Ons moet by die waarheid uitkom. Die kerk van Jesus Christus is geroep en die koninkryk van God is hier en hy sal nooit ooit verdwyn van hierdie aarde af nie. Daar is nog steeds mense wat 'n groot afval preek, die groot apostasy. Asof 2000 jare in die middeleeue, die donker middeleeue nie genoeg was nie. Die groot afval waar daar vir honderde jare omtrent nie evangelie verkondig is nie. Waarom soek ons nog 'n groot afval? Maar dit is ook nie skriftuurlik nie. Die enigste tempel wat God gaan vul met sy heerlikheid en wat gaan lei tot die manifestasie van die seuns van God en die bevryding van die ganse skepping, is hierdie tempel gebou op die fundament van apostels en profete waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. Trouwens, die fundament is niks en niemand anders as Jesus Christus nie. The doctrine of Christ, die doktrine, die leerstelling van Christus, dis wat elke ware apostel en ware profeet en ware evangelis sal verkondig, is Jesus Christus. Ek wil niks anders onder julle weet as Jesus Christus en hom as die gekruisigde Jesus Christus, want sonder sy kruisiging het ons nie hoop nie, is ons nog steeds onder die beheer van die dood. Maar Jesus het deur sy opstanding, deur sy oorwinning aan die kruis, die dood vernietig. En eventueel selfs die fisiese dood sal tot 'n einde kom. Efesiërs 3 vers 2 tot 11. Ek haas my, soos die pastore altyd gesê het. Efesiërs 3 vers 2 tot 11. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, die misterie, die geheimenis, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenoot aan sy belofte in Christus, deur die evangelie, die goeie nuus, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike, pragtige woord, rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus. There is a mystery of the fellowship. Nou, dis die anderste, daar is 'n fellowship of the mystery. Nou, die Griekse woord is koinonia van die mysterium, die gemeenskap van hierdie mysterie, is dat heidene, Jode, Grieke, man, vrou, ryk, arm, almal een gemaak is in die liggaam van Christus. Daarom is dit wat die gemeente moet reflekteer, en dit is wat ware apostoliese, profetiese lering sal bring, is eenheid in God se liggaam. Hierdie verborgenheid word deur Paulus in Kolossense 1, hier noem hy dit die feit dat die heidene mede-erfgename is en deel is, maar in Kolossense 1:27 sê hy net, dit is, hy verwys ook na die heidene, en hy sê, dit is Christus in julle. Want in Galasiërs 1 vers 15, toe hy self die openbaring ontvang, toe dit God behaag het om sy seun in my te openbaar, Griekse woordjie in, soos 'n V gespel, 'n I en 'n V, en beteken in, meeste van die tyd. Hy sê, het ek dadelik ook gesien dat ek Christus in die nasies moet verkondig. Dieselfde woordjie en, maar die meeste vertalers het dit vertaal met onderin, tussen in, amongst you. Sodat nou, ek lees net weer, en vir almal in lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue verborgen was in God, wat alles geskape deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here. So die kerk van Jesus Christus, as hy funksioneer,
as die liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12:12, soos die liggaam een is met baie lede, so ook Christus. Met ander woorde, Christus is een entiteit met baie lede. Ons praat van die korporatiewe Christus, die veelledige liggaam van Christus, die gesalfde een. Maar sodra die kerk werklik weer kerk gaan begin word, is daar 'n demonstrasie aan owerhede en magte. Dan hoef ons nie te skree en ons vuiste te bal en uit te skree teen hierdie, dis nie ware geestelike oorlogvoering nie. Dit kan deel wees daarvan, dat ons sekere verklaringe maak in geloof, maar dan moet dit kom vanuit die werklikheid van 'n liggaam van Christus, wat funksioneer as die liggaam van Christus, wat werklik gevul is met hierdie openbaring van Christus in ons, dat ons autoriteit het, en dat ons saam met hom sit in die hemelse plekke, en dat ons in hierdie lewe regeer, en dat hy sy vyande maak 'n voetbank van ons voete ook, want ons is sy voete. Dan het ons gesag, dan kom Efesiërs 6 tot sy redding, waar ons nie eens gaan uitkom vandag nie. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is juist teen hierdie owerhede, magte en kragte, wat mense en nasies en regerings nog steeds beheer, deur misleiding, wat kerke en institusies en denominasies beheer deur hulle misleiding en deur valse leerstellinge en in hierdie poging van die magte, die kragte om steeds God se doel te verongeluk, om steeds die openbaring van God se seën in hierdie wêreld en die manifestasie van die seuns van God. Want onthou, hierdie goed was seuns van God, maar is uitgewerp want hulle het gerebelleer, hulle trots het hulle oorweldig en hulle het gedink hulle kan God uitdaag en hulle probeer dit steeds doen. So dis waar die wanorde is, maar dit lyk vir my dat die grootste wapen wat ons het is om werklik kerk te wees, is om toe te laat dat Jesus sy kerk bou soos hy hom wil bou en soos hy vir ons die bloudruk vir ons hier in die woord is. So dit is deur die kerk, dat die owerhede en magte vasgevat gaan word en weer hulle plek gaan vind. Want hulle is reeds versoen, ook deur die bloed van Jesus, maar hulle is duidelik nie bewus daarvan. In hulle dwaasheid dink hulle nog steeds hulle kan God uitdaag en God se doel met die mens verongeluk. Tyd hardloop. Kom ons kyk Efesiërs 3 vers 14 en ek wil net Paulus se gebed vir die kerk, vir die volgelinge van Jesus, die disippels van Jesus. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Hy is reeds daar, maar verstaan ons dit? Glo ons dit? Glo ons werklik Jesus juis in my? Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word met al die volheid van God en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid en dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente, in die eklesia, in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Ek wil hier net vinnig ietsie sê, dit lyk vir my dat ons wel soms individuele seëninge toeëis wat God eintlik bedoel net sal realiseer in die liggaam van Christus, in die feit, die besef dat ons is deel van iets groters. Wanneer hy praat oor die volheid van God, oor om saam met al die heiliges, hy sê saam met al die heiliges, dis nie iets wat jy individueel gaan begryp, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is. Ons gaan nooit die liefde van Christus ken, wat kennis oortref nie, as ons nie deel is van hierdie korporatiewe liggaam, en dit het niks te doen met kerk toe gaan Sondag, sodat jy dan daar kan dink, dit is nou, nee, ons sal moet maniere vind, hoe om by mekaar te kom, sodat ons die Christus lewe in mekaar kan deel. Dis waarom ek my bediening noem, die Christus lewe koinonia, gebaseer op Romeine 8 vers 2, want die wet van die gees van die Christus lewe, of die wet van die Christus lewe, het my vrygemaak van die wet van sonde en dood,
Daar's 'n nuwe wet waarvolgens ons lewe. Dis die wet van vryheid en die wet van oorwinning en die wet van genade en die wet van sy geloof. Efesiërs 4, vers 4 tot 16. Ek sal so graag meer oor alles wil sê, maar tyd. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is, en een hoop van julle roep, en een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Een liggaam, een gees, een Here, een geloof, sy geloof. Nie baie gelowe nie. Nie alle gelowe nie, wat lei na een of ander God nie. Een geloof, die geloof van Jesus Christus. Een doop, die doop van Jesus Christus. Die doop waarmee hy eerstens gedoop is, en waarin ons ook gedoop is, deur ons wedergeboorte. 1 Petrus 1 vers 3. Deur die opstanding van Jesus is ons wedergebore. Ons waterdoop, hoe ons dit ook al praktiseer, is maar net 'n afbeelding, is maar net 'n metafoor, is maar net 'n simboliese handeling om te sê, ek maak Jesus se dood en opstanding my eie, ek verstaan nou waaroor dit gaan, dat ek saam met hom gesterf het, saam met hom gekruis het. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevangen geneem en gawes aan die mense gegee. Moeilik die tekstvers hierdie vir sommige mense, maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders is dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Jy sien, toe Jesus in die duisternis ingaan van Hades, van die hel, die plek waar niemand meer gesien is nie, en waar die blindes en die wat nie die evangelie kon sien in die Ou Testament nie, en selfs die goeies wat iets van geloof gehad het, was ook nog deel van Hades. Presies hoe hulle geskei is, daar weet ons nie. Ons neem aan, daar was 'n skeiding. Die boesem van Abraham is 'n uitdrukking vir die goeie mense en die regverdiges, maar dit was nog steeds Hades, die plek van die dooies. Maar Jesus het daar ingekom en die ewige lig het ingeskyn in Hades. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk gevat en hy het opgevaar en uit Hades leeggemaak en hy het gevangenes gevange geneem, of eintlik letterlik uit die gevangenis, wat gevangenis was, het hy as buit weggevoer en hy het gawes aan die mense gegee. En dan sê hy, interessant genoeg, hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Hierdie versie tref my altyd, want baie mense wag vir 'n wegraping en 'n wederkoms van Jesus fisies om dinge kom heel maak en die volheid te bring. Hierdie versie sê, nee, hy het opgevaar in die hemel, sodat hy alles tot volheid kan bring. Dit nie dit, deur sy liggaam. Sy liggaam is sy volheid, wat alles op aarde in almal vervul. Wat alles tot 'n konklusie moet bring, wat die consummation, wat is die Afrikaanse woord, die volleinding moet bring van alles wat God beplan het, van voor die grondlegging van die wêreld af, om mense weer in gemeenskap met God te bring, om sy skepping weer in totale vredevolle gemeenskap te bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sluiheid om listiglik tot dwaling te bring, maar in alles, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles so opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Nou, jy weet, vir iemand wat nie meer kerk toe gaan soos ek nie, is hierdie groot woorde, maar ek kan nie meer kerk toe gaan nie, want ek soek hierdie, dit is wat ons moet soek en begeer en bid en werk voor, is hierdie tipe gemeenskap van gelowiges, is hierdie tipe eenheid, is hierdie tipe fondasie van die leerstelling van Christus, die feit dat Christus in ons lewe. En Paulus sê, hy het gegee sommige as apostels, profete, evangeliste, en daar baie gemaak van hierdie sogenaamde vyfvoudige bediening. En daar is baie apostels vandag, en dokters, en profete, en evangeliste.
Maar weet jy, hierdie is niks anders as wat ek in Engels noem incarnational realities, incarnational functions, vleeswordingsrealiteite. 'n Apostel is nie 'n ambt wat jy eenmaal instap en dan is jy nou maar 'n apostel altyd nie, en jy kan maak net wat jy wil, maar jy is nog steeds 'n apostel. Ek glo dis Jesus wat in ons die apostel is. Hy is aan die einde van die dag die apostel, die opperste apostel, die opperste profeet, die opperste evangelis, die opperste leraar. En deur sy inwoning in ons bedien hy deur sommige van ons hierdie verskillende funksies. Apostolies, profeties, herderlik, leringwys ensovoorts, ensovoorts. En al die ander gawes wat is alles Christus wat deur ons manifesteer. Of dit nou hospitality is, wat is dit, gasvryheid, en of dit nou 'n woord van kennis, of 'n woord van waarheid, of genesings is. Dis alles Christus, die vleesgeworde realiteit. Daarom bestaan daar nie in die kerk van Jesus Christus 'n ding soos 'n gedelegeerde gesag nie. En jy hoef nie jou pastoor of jou apostel te gaan vra of jy die gordyne in jou huis kan verander en of jy nou kan trek van een dorp na die ander nie. Jy het agent, jy is jou eie baas in Christus. Natuurlik kan jy met jou medegelowiges praat en natuurlik kan jy met mense na wie jy natuurlik opsien as leiers gesels en hulle raad kry. Maar die nuwe verbond word gekenmerk deur die feit dat niemand sal iemand anders hoef te leer nie, want ons sal almal Christus ken en ons lewe in die nuwe verbond. Dit beteken nie daar's nie ruimte en plek vir leraars en bedienaars van die woord nie. Inteendeel. Maar dis vleeswordingsrealiteite, dis incarnational. Met ander woorde, as jy na my luister, of as jy kom ons sê, as jy na 'n apostel luister, of 'n profeet, Christus woon in jou. Jesus het gesê, my skape ken my stem. My skape ken my stem. Jy sal weet, jy sal hoor, dis Christus, dis Jesus, die apostel wat met jou praat, of dis Jesus, die profeet. Jy mag dit miskien nie in staat wees, maar jy sal weet, die Here praat met my. Die woord sê, ons het almal die salwing. We all have the anointing. Ons het almal die salwing. Ons kan onderskei tussen wanneer dit God se woord is. Nou daar's 'n paar standaarde, daar's 'n paar vereistes, daar's 'n paar kriteria. Nommer 1, Jesus. Die ware vyfvoudige bediening, eet, slaap, drink, praat Jesus. En het 'n prys betaal om te kom waar hulle is. Dis nie maar net 'n ou sertifikaatjie wat jy gaan kry by die naaste Bybelkollege. Dit mag deel wees daarvan. Maar is ook jare se bedek word onder die kragtige hand van God. Dis hoe God sy leiers voortbring. En dan op 'n stadium sal die Here jou voortbring. So, ek wil stop hier. Ek hoop net u kry 'n smaakie vir die verhewe roeping, die heerlikheid van die ware kerk van Jesus Christus. Wat ek hier probeer oordra, het ek maar bloot in die gees probeer oordra. En ek hoop dit maak sin. So, ons gaan waarskynlik in die volgende boodskapie kyk na die feit dat die kerk is 'n organiese eenheid en hoe die kerk eintlik geadministreer is in die vroeë in die eerste kerk. Wat van synodes en distriksrade en owerseers en biskoppe en al hierdie dinge. Ons sal dalk daaraan raak, want ek wil praat oor die feit dat die kerk, die liggaam van Christus is organies en is nie 'n organisasie nie, is nie 'n institusie nie. Die Here seën vir julle en asseblief tog as jy iets vind in hierdie boodskap wat goed is, druk maar daai like tekentjie en teken in, subscribe soos hulle in die Engels sê. Dit kan help om hierdie woord verder te laat uitgaan. Mooi dag.